Hallo almal wat intussen ingekom het en ingeskakel het. My naam is Andrei en ek wil vandag praat oor Moses en die brandende bos en ek dink ek het laasweek genoeg al vertel van hoe skaam ek is oor hierdie brandende bos hier agter. Dit lyk regtig meer indrukwekkend as jy naby staan, hoor. Soos as jy op die mat gaan sit so onder hom, lyk dit regtig goed. Maar as jy dalk nou ver is of by die huis is of hierdie op die kamera sit, ek jammer dit lyk asof het is soos 'n paar droë takke wat deur die tuin het gesteel is. Wat dit is, maar dis veronderstel om ons te herinner aan iets wat met Moses gebeur het. Moses wat geroep is om die volk van Israel vry te maak. Hy so al van sy geboorte af is hy gespaar en gered om iets te kom wys van God wat ons gebede hoor en uitkoms gee. So hier gaan hierdie Moses, sy naam beteken letterlik uit die water uit gered, wat 'n aanduiding is van hy sou dood gegaan het daarso en die Israeliete pleit vir honderde jare, asseblief laat ons vry, gee uitkoms en die Here hoor hulle en hy stuur toe vir Moses. Behalwe Moses sou dood gewees het, maar die Here red hom uit die water uit sodat hy 'n leier kan wees om hulle te lei na vryheid, na hulle eie land. Behalwe dit vat tyd. Dit vat baie tyd, dit vat baie jare en Moses moet eers groot word, hy word in die paleis groot en op 'n stadium kom hy agter dat hy is aangeneem, hy is eintlik 'n Jood wat nou in die Egiptiese paleis groot word en hy begin iets van sy roeping, begin hy daar verstaan. Dat hy geroep is om hierdie mense vry te maak, hierdie mense wat so gepleit het dat die Here hulle moet vrymaak, hulle gebede moet verhoor vir honderde jare, hy's daar om hulle te help. En op 'n stadium sien hy, hier beklei iemand met 'n Jood, 'n Egiptenaar en hy vat reg in eie hande en hy slaan die Egiptenaar dood. En ewe skielik val hy plan uitmekaar uit. En Moses wat geroep is en gestuur is om die volk tot vryheid te lei, moet vlug vir sy lewe. En dan kry ons hom eers 40 jaar later weer, omtrent, waar hy besig is om skape op te pas vir sy skoonpa, wat 'n Midianitiese priester is. So hoe ver het hy geval? Vir iemand wat gestuur is omdat God die gebede gehoor het van mense wat pleit en sê, Here help ons asseblief, geruk is uit die dood uit, groot gemaak is in 'n paleis, na iemand toe wat op die einde van die dag nie 'n Jood is nie 'n Israeliet, nie 'n Jood is nie 'n Egiptenaar is nie iemand wat in die land bly nie, iemand wat so ver geval het dat hy op 'n ou gevorderde ouderdom besig is om skape op te pas vir sy skoonpa, wat 'n priester van 'n ander geloof is. En dis waar ek vandag wil praat. Daai hulpgeroep wat ons baie keer vir die Here het, daai smeek wanneer 'n mens in 'n situasie is waar jy weet, nou het ek moeilikheid en jy pleit so half by die Here is, Here help my asseblief. Want ons weet mos wat gebeur as daar uitdagings in die lewe is, as die moeilikheid kom, die onsekerheid kom, die onbekende kom, as iemand vir jou sê jy moet weer aansoek doen vir jou werk, of jy kom agter, my kontantvloei is nie so dat ek hierdie maand gaan deurkom nie, ek weet nie waar om nou antwoorde te gee nie, en ewe skielik breek 'n yskas of 'n ding van jou kar en jou spaargeld is te min. Al hierdie omstandighede, finansiëel, emosioneel, polities, verhoudingsgewys waar jy in 'n verhouding is en jy kom agter, hier moet ek iets doen, maar ek het nie die antwoord nie, ek kan dit nie fix nie. Ons weet wat doen ons dan? Ons bid. Die Bybel is vol voorbeelde van mense wat presies doen wat ons vir mekaar sê 'n mens moet doen. Ek bedoel, hierdie week was ek by 'n paar ouens gewees wat regtig deur diep water gaan. En nadat ons saam gepraat het oor wat die Here mee besig is in 'n mens se lewe en hoe swaar en onseker die tye is, en ek vra vir hulle, wat kan ek doen? Dan sê hulle almal vir my, kan jy net saam met my bid? So my vraag vandag gaan spesifiek daaroor. Een is, wat maak 'n mens as jy in daai omstandighede is en jy bid en jy kry nie antwoord nie? 2, wat maak jy as iemand langs jou in daai omstandighede is en jy bid vir hulle en daar kom nie antwoord nie? Wat maak 'n mens as die lewe hierdie woestyn geword het waar jy gevange geneem word, waar jy 'n slaaf is van dinge wat met jou gebeur, net soos die Israeliete was, en jy pleit by die Here, Here gee asseblief uitkoms, en dit kom nie.
Nie vir jou nie en ook nie vir die ou vir wie jy bid nie. Wat maak jy dan? Met ander woorde, Here, red my van my omstandighede, bid ons baie keer, en die psalms is nogal goeie voorbeelde daarvan. Mense wat gaan en sê, ek kyk op na die berge, Here, waar gaan my hulp vandaan kom? En dan is daar antwoorde, soos Psalm 23 wat sê, die Here is my herder. By hom is ek veilig, ek kom niks kort nie. Hy lei my na groen weivelde toe, na waters waar daar vrede is, maar hier is die moeilikheid. Baie keer werk dit nie so uit dat jy bid en jy kry daai vrede nie. Baie keer werk dit nie so dat jy vra, Here, help asseblief hierso in hierdie omstandighede en daar's uitkoms nie. Die meeste van die tyd, in my ervaring, is dit jy pleit by die Here met 'n groot ding wat swaar op jou weeg, en as jy amen gesê het, dan weet jy iets veronderstel om beter te voel, maar jy doen nog nie. Wat maak dat jy nou maar weer bid? Nee, en dan dink jy, miskien het ek nie reg, ek moet hierdie pakkie gaan neersit en nie weer optel nie, en dan probeer jy weer bid, en dan as jy klaar gebid het, dan kom jy agter, ja, ek voel nog steeds nie heeltemal beter nie, maar die Here sal seker uitkoms gee. En dan gaan ek oor na 'n ding toe waar ek vir mense sê, ek het hierdie by die Here se voete neergesit. Ek het dit opgedra aan die Here. Ek vertrou nou op die Here met hierdie ding. En uiterlik is dit so, maar innerlik sit ek nog steeds met hierdie vraag wat op my weeg. Want ek is nog steeds in 'n omstandighede. Ek het nog steeds nie geld nie. Ek het nog steeds nie die emosionele kapasiteit om goeders te doen nie. Ek het nog steeds nie die antwoorde vir ander mense wat sit met ernstige siektes nie. So wat maak 'n mens as jy bid, soebat, smeek, en jou omstandighede bly dieselfde? Daar kom nie uitkoms nie. Net soos wat die Israeliete gegaan het en op die ouend gesoebat en gesmeek het vir honderde jare, Here, maak ons asseblief vry, help asseblief hierso, gryp hierso in, en tyd gaan verby en niks gebeur nie, en dan die bietjie lig wat dan nog op jou pad kom met 'n ou soos Moses, wat jy dink, hierdie Here iemand gestuur, is dit op die ouende van die dag net nie die ou wat jy gedink het dit is nie. Dis nie die uitkoms wat jy voor gesoek het. Miskien moet mense dit reguit sê, wat maak jy as jy soos Jesus, wat daar op jou Olyfberg gaan bid, en jy's benoud oor wat voor lê vir jou, en jy sweet bloed, en jy bid, Here, asseblief laat hierdie lydingsbeker by my verbygaan. En dit gebeur nie. Wat maak jy in daai situasie? Nou om ons bietjie te help met hierdie vraag, wil ek net 'n stukkie lees wat uit Eksodus uitkom. Nou, laasweek het ek vir ons Eksodus 3 gelees, hierdie week wil ek vir ons Eksodus 4 lees, en dit gaan oor Moses, wat dan nadat hy gehoor het, hy staan op heilige grond, hy moet sy skoene uittrek, en die Here het die hulp geroep van die Israeliete gehoor, en hy sê, okay Moses, ek gaan jou nou gebruik, ons gaan nou hierdie ding doen. Dan gaan Moses en hy sê, maar toe sê Moses, Eksodus 4 van vers 1 af, toe sê Moses, maar sê nou maar die Israeliete glo my nie, en hulle luister nie na my nie, en hulle sê, die Here het nie aan my verskyn nie. Toe vra die Here vir hom, wat het jy in jou hand? 'n Kierie, antwoord Moses. Gooi die kierie op die grond, sê die Here vir hom. En toe hy dit op die grond gooi, word dit 'n slang, en Moses het daarvoor pad gegee. Die Here sê toe vir Moses, steek jou hand uit, en gryp hom aan die stert. Moses steek toe sy hand uit en gryp hom, en skielik word dit weer 'n kierie in sy hand. Toe sê die Here, op grond hiervan sal hulle glo dat die Here, die God van hulle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob aan jou verskyn het. Steek jou hand in die vou van jou klere. Hy steek toe sy hand in, en toe hy dit uittrek, was dit melaats, so wit soos sneeu. Hierna sê die Here, steek nou weer jou hand in jou klere. Hy steek toe weer sy hand in, en toe hy dit uittrek, was dit gesond. Toe sê die Here, as hulle jou na die eerste wonderwerk nie geglo het nie, en hulle nie daaraan gesteer het nie, behoort hulle jou na hierdie een wel te glo. As hulle jou na die tweede wonderwerk nog nie glo nie, en nie na jou luister nie,
moet jy van die Nylse water vat en op die grond uitgooi. Die water wat jy uit die Nyl gevat het, sal dan op die grond bloed word. En toe sê Moses vir die Here. Kyk, en hier kom die ding nou. Die Here gee vir hom 1 teken, 2 tekens, 3 tekens, en ek dink daar is ietsie daarin om te sê dat die Here kan selfs iets wat melaats is, genees en gesond maak, iets wat stikkend is, nog steeds gebruik. Ek dink daar is iets daarvan. So die Here is besig om vir Moses te sê, is jy wat moes vlug, jy wat foute gemaak het, jy's nog steeds die een wat ek gaan stuur. En toe sê Moses vir die Here, ag Here, ek kan nie goed praat nie. Ek kon nie vroeër nie, en ek kan ook nie nou nie. Hier waar u met my praat nie. Ek praat swaar, en my tong sukkel. En daarna sê die Here vir hom, wie het aan die mens 'n mond gegee? Wie maak stom, of doof, of siende, of blind? Is dit nie ek, die Here nie? Gaan nou, ek sal jou help met die praat en jou leer wat jy moet sê. Maar Moses antwoord, asseblief tog Here, stuur liewer iemand anders. Toe word die Here kwaad vir Moses en sê, Aaron die Lewiet is mos jou broer, en ek weet, hy kan sy woord goed doen. Hy is al op pad om jou te ontmoet, en hy sal bly wees om jou weer te sien. Praat met hom en sê vir hom wat om te sê. En ek sal by jou wees, en ek sal by jou wees as jy praat, en by hom as hy praat, en ek sal julle leer wat om te doen. Wanneer hy namens jou met die volk praat, is hy jou segsman, en jy die een wat hom sy opdragte gee. Hou nou die kierie waarmee jy die tekens moet gaan doen by jou. Nou hier is 'n paar goeders wat hier gebeur. Die eerste ding is, Moses kom met 'n geldige argument. Hoe gaan die mense glo? Hoe gaan hulle my glo as ek na hulle toe kom en sê die Here het aan my verskyn? Hoe weet hulle is nie net ek wat nou maar weer stories uitdink? En die Here gee vir hom 'n teken daarvoor. Die Here gee vir hom die melaatsheid, die Here gee vir hom die water wat bloed word, met ander woorde, die ding wat lewe gee, wat op die ou en die teken is van lewe wat gegiet word. So die Here is besig om in die tekens groot dinge mee te deel van, ek is die ene wat soos 'n kierie is wat jou help, wat gevaarlik is soos 'n slang, ek is die een wat melaatsheid kan genees, en kan siek maak, en kan gesond maak, ek is die ene wat lewe, water en bloed kan verander, wat lewe en dood kan verander, luister na my volk moet vry. Maar selfs nadat Moses dan al die tekens gekry het, weeg sy bagasie op hom. Hy kan nie sien dat die Here dit gaan doen nie, en om die waarheid te sê is, die hele idee dat die redding moet kom, bring eintlik vir hom nuwe ellende op sy pad. Want ek bedoel, die Israeliete pleit dat daar uitkoms moet wees. Maar in daai oomblik pleit Moses dat daar vir hom ook uitkoms moet wees. Dat hy nie hoef te gaan praat nie, dat hy nie daai mense hoef te gaan in die gesig staar wat hy voorweg gehardloop het nie, dat hy nie hoef terug te gaan na die volk toe wie hy gelos het vir baie dekades nie, dat hy nie moet teruggaan na die leierskap toe wie hy verraai het nie. Moses pleit eintlik vir uitkoms by die Here. En hy probeer die ding van die argumente met, maar hulle gaan maar nie glo nie, en die Here gee toe vir hom daar so iets om mee te doen, maar dan sit hy nog steeds in die dilemma, hy wil nie hierdeur gaan nie. Hierdie dal van doodskaduwee, hierdie uitdaging, hierdie moeilikheid, ek dink hy is besig om in daai oomblik op te kyk na die hemel en te sê, waar gaan my hulp vandaan kom? Ek wil nie teruggaan nie. En dan word die Here kwaad vir hom. En die Here word kwaad vir hom en sê vir hom, maar wie kan iemand laat praat of stil bly? Wie kan iemand laat sien of blind word? Wie kan al hierdie dinge doen? As die tekens nie met jou praat nie, ek praat nou met jou en ek sê, gaan terug. En Moses hou vol. Ek wil nie hierdie ding doen nie. Kies anders, iemand anders, ek kan nie. En dan gebeur iets wat ek dink vir mense leidraad gee, op hierdie ding vir wanneer ons pleit, Here red my van my omstandighede. Wat die Here hou vol. Jy moet teruggaan, ek gaan vir jou die woorde gee, en ek gaan vir Aaron gee om jou te help, maar jy gaan.
En ek dink dis die ding wat ons baie keer miskyk, is ons dink Christendom werk so, is dat 'n mens gaan en jy kniel en jy bid en jy sê, Here help my asseblief, hier is die bagasie wat ek het, hier wil ek verlos word van hierdie ding, hierdie omstandighede is te swaar vir my, hierdie twyfel is te groot vir my, hierdie finansies, hierdie gesondheid, hierdie toetse se uitslaa, hierdie druk, hierdie politiek, hierdie situasie is net te veel vir my, red my van my omstandighede. En dan gebeur dit nie. En dan sit 'n mens daarso en jy voel so half dis onregverdig, want die Here help jou nie in hierdie omstandighede nie. Jy het ons te gebid en gevra, Here, wees asseblief hierso, kom help my hierso. En dan lyk dit of hy nie help nie. Die slawe bly slawe in Egipte. Moses bly nog steeds die ou wat sukkel om te praat, wat nou met Farao moet gaan praat, en die volk. En Jesus wat kniel om te bid en sê, laat hierdie lydingsbeker by my verbygaan, word nog steeds gekruisig. Al hierdie gebede, al hierdie bid, al hierdie soebat, Here, red my van my omstandighede, dit gebeur meeste van die tyd nie. So as ek net moet pause hierso is, ek sê nie dit gebeur nooit nie, kom ons wees eerlik, daar is omstandighede gewees waar 'n mens in iets was en jy het gevra, Here help my met hierdie ding, ek kan nie hierso nie, en daar was uitkoms. Dit gebeur ook, die Here werk so ook. Maar as ek kyk na my eie liewe, my eie stryd, is die dinge wat meeste van die tyd gebeur wanneer ek bid en sê, help my asseblief hierso. Ek moet maar nog steeds deur dit gaan. Ek moet nog steeds teruggaan na Egipte toe. Ek moet nog steeds my probleme, my foute in die gesig gaan staar. Ek moet nog steeds gaan verantwoording doen vir dit wat ek verkeerd gedoen het, of dit wat aan my verkeerd gedoen is. Ek kom nie weg van my omstandighede af nie. Maar as iets goeds wat gebeur in dit. Die Here kom na Moses toe. Hy gee vir hom die tekens. Hy gee vir hom die ondersteuning. Maar hy sê vir hom, ek gaan saam met jou, ek stuur jou. Ek gaan vir jou sê wat om te doen. Ek gaan vir jou die woorde gee. Ek gaan vir jou leer. Ek gaan saam met jou as jy met Egipte praat, met die Farao praat, met die Israeliete praat, met die volk praat. Ek gaan saam met jou na Aaron gaan. Jy gaan hierdie ding nie alleen doen nie. En ek dink dis nogal 'n ding wat 'n mens baie keer miskyk. Ons het so 'n konsep van geloof dat as ons net alles reg doen, as ons net reg bid, reg vra, reg gehoorsaam is, dan gaan dit soos 'n resep wees waar ons uitkoms kom en dinge gaan net alles beter wees. Ja, jy gaan daai werk kry waarvoor jy gevra het, of iemand gaan vir jou daarso 'n inkomste gee of 'n geskenkie gee waar jy ewe skielik genoeg geld het om 'n ding te kan doen. Of weet jy wat, alles gaan sommer net regkom. Daar gaan iets gebeur wat dinge in jou huwelik gaan regmaak. Of in jou verhouding met jou kinders of vriende. Iets gaan gebeur wat alles net fix. Maar die realiteit is dat baie kerke, baie geloofsgemeenskappe word juis gebou op hierdie konsep van as ons dit net reg doen, as ons net ons offers reg gee, ons Bybel reg lees en ons reg bid en ons reg ondersteun mekaar, gaan ons gered word van ons omstandighede. En my ervaring hiervan is dis die uitsondering, dis nie die reël nie. Die reël is dat 'n mens soos Moses maar moet teruggaan na jou moeilikheid toe. Jy moet maar nog steeds gaan praat, al het jy nie die tong om dit te doen nie. Jy moet nog steeds gaan getuig, al het jy nie die stem of die woorde nie. En toe dink ek weer aan wat met Jesus gebeur het. Jesus gaan. En anders as Moses kom hy daarso, hy's nie self besig om deur die ding te gaan nie, hy's besig om deur dit te gaan vir ons, hy's besig om te bid eintlik vir ons, hy kom aarde toe vir ons, om ons te help, en dan moet hy deur hierdie moeilike ding gaan, en dan sien hy, Jesus sien hy gaan gekruisig word, en dan bid hy op hy berg, en hy sê, Here, asseblief spaar my hierdie ding, laat hierdie lydingsbeker vir my af weggaan, red my van my omstandighede, as dit U wil is, natuurlik, maar asseblief, ek soek nie hierdie moeilikheid, ek wil nie gekruisig word nie, ek is bang vir die pyn en die seer wat vir my voorlê. Ek wil nie kies 'n ander manier. Maar laat U wil geskied. En dan stuur die Here, mens lees dit so in Lukas, dan stuur die Here 'n engel om vir Jesus te kom versterk daar waar hy bid. Om vir hom krag te gee. En nadat hierdie engel gekom het om vir Jesus wat hier gebid het, passievol gebid het, Here, laat my asseblief hierdie lydingsbeker by my verbygaan, nadat hy 'n engel gekry het van die Here af om hom te kom versterk, dan gaan dit nie beter met hom nie, dit gaan slegter met hom.
Dan sweet hy bloed. Dan is dit wanneer dit soos bloed op die grond val, dan is wanneer dit so erg is wanneer hy versterk is, word dit erger nie beter nie. En hy word nog steeds gekruisig. Hy word nog steeds gemartel. Hy hang nog steeds in die kruis. Hy blaas nog steeds sy laaste asem uit. En as 'n mens kyk na geloof tot op hierdie punt, dan voel dit of dit nie werk nie. Want ek bedoel, Jesus het gepleit, asseblief, laat hierdie lydingsbeker by my verbygaan, en 'n engel het homself versterk, en hy moes nog steeds gekruisig word. Moses het gevra, asseblief Here, kies iemand anderste, ek het te veel droog gemaak, ek kan dit nie doen nie, kies iemand anderste, ek het nie die skills nie, ek het nie die woorde nie, ek het nie die gedagtes nie, ek het nie die uitspraak nie, ek is nie goed met hierdie dinge nie, kies iemand anderste. En nog steeds moet hy teruggaan, nog steeds word Jesus gekruisig. Maar hier is die ding wat 'n mens miskyk baie keer. Die antwoorde wat Jesus bring, die antwoord wat God in ons lewens bring, is baie keer baie groter as wat ons voorgebid het. Jesus kom en sê, asseblief, laat hierdie lydingsbeker vir my al weggaan, maar op die einde van die dag is dit nie kruis wat leeg is nie, dis die graf wat leeg is. Jesus word nie verlos van die kruis nie, van die dood nie, hy word verlos van die ewige dood, hy staan op, hy breek die graf oop, hy lewe. Dis nie dat hy die marteling gespaar word nie, die lyding gespaar word nie, dis dat hy die dood oorkom en gered word uit dit uit. Dis dieselfde met Moses. Moses moet teruggaan, maar op die einde van die dag is dit nie net om as getuie te wees nie net om deur hierdie moeilike ding te kom nie, maar op die einde van die dag om uit te kom wat sy roeping aanvanklik was, is om hierdie volk vry te maak en te vat na hulle eie land toe. Ten spyte van sy foute, ten spyte van alles wat hy oorgekom het, dit wat hy verkeerd gedoen het en dit wat met hom verkeerd gebeur is, word hy nog steeds die een wat God kan gebruik in daai omstandighede. En ek dink hierdie is belangrik. 'n Mens bid baie keer dat God jou van jou omstandighede moet verlos. En soms doen hy. Maar 100% van die tyd is hy saam met jou in jou omstandighede. Hy verlos jou in jou omstandighede op maniere wat jy nie kan voorsien nie. Hy is saam met jou deur dit alles en hy maak nuwe deure oop wat jy nie eers voor gevra het nie. Vir geleenthede wat jy nie eers voor gesoek het en uitgekyk het nie. Dis wat gebeur wanneer God opdaag. Dis nie 'n resepie waar voorspelbare uitkomste gebeur nie. Dis 'n ontmoeting met die almagtige God wat skepper van hemel en aarde is, wat nuwe moontlikhede skep wat ek en jy nie eers kan voorsien nie. Wat ons nie eers kan verbeel nie. Daar gebeur groter dinge as God opdaag, as wat ons selfs voor kan vra. En ek dink dis die ding wat 'n mens moet aan vashou. So as jy deur 'n moeilike tyd gaan, en hierdie weeg so swaar op jou, ek dink as niks fout daarmee om te bid is, Here verlos my asseblief van wat ek nou deurgaan, Here asseblief bring uitkoms vir my omstandighede. Ons almal kan dit doen. My kinders kom met my kom praat en sê, Papa, ek sukkel met hierdie huiswerk, is nie vir my lekker nie, ek is nie lus nie, ek wil nie hier deurgaan nie. Maar op die einde van die dag moet hulle maar nog steeds dit doen. Ne? Hulle moet nog steeds deur dit gaan. As goeie ouer kan ek nie gaan sit en hulle huiswerk vir hulle doen nie. Wat is hulle huiswerk? Maar wat ek kan doen is ek kan langs hulle gaan sit. En ek kan help dat daar dalk 'n nuwe uitkoms is. Dat hulle nie dalk iets leer van wiskunde of spelling of een of ander iets wat die skole hulle wou leer nie, maar dat hulle iets kan leer van volharding en integriteit en van wie 'n mens is, van identiteit. Dat hulle iets kan ontdek wat die huiswerk nooit vir hulle wou leer het nie, maar 'n dieper dimensie vir hulle oopgaan. En as ek as mens, as ouer dit vir my kinders kan gun, dink net wat is God mee besig vir elkeen van ons. Dat hy nie eenvoudig ons wil red van ons omstandighede nie, maar dat hy opdaag in ons omstandighede, maak nie saak wat dit is nie, en soek vir groter dinge om oop te sluit wat ek en jy nog eers kan dink aan nie. Dis wat die Here doen, keer op keer. Soms red hy ons van ons omstandighede. Maar 100% van die tyd red hy ons in ons omstandighede.
So selfs al kry 'n mens nie daai uitslag dat jy skoon is, wat jy voor gebid het nie, selfs al word dinge nie beter in jou finansies nie, selfs al is daar nie hierdie vinnige, maklike uitkoms met al die goeders wat jy voorvra nie, is God altyd daar saam met jou, besig om te soek vir nuwe goed om oop te sluit, wat jou kan help, jou kan bou. En ek dink dis die ding wat ek jou wil uitdaag hierdie week. Is nie net om te kyk vir die voorspelbare maniere vir wat jy bid en wat jy hoop die Here vir jou gaan doen nie, maar ook vir die onvoorspelbare goeders wat God nog steeds vir jou gun in jou omstandighede, in jou moeilikheid, in jou stres. Om te sien dat hy saam met jou daar is, besig om vir jou goeders oop te sluit wat jy nie eers kan aan dink nie. Dis hoe groot God is. Op 'n stadium is daar een van die profete in die Bybel wat sê, soos u gedagtes groter is as my gedagtes, u manier groter is as my manier. En ek dink dis die ding wat ons by Jesus leer, by Moses leer, by Israel leer is, God se plan, God se manier om uitkoms te gee, is baie keer groter en beter as wat ons voor kan vra. In daai oomblik, kyk 'n mens baie keer net vas in jou seer en jou angs en jou bekommernisse. Ek dink dis wat dit is om mens te wees. Jy is baie keer oorweldig deur die dinge wat jy deurgaan. Maar dis hoekom God saam met jou is. Om jou te herinner dat jou lewe, jou waarde, jou betekenis groter en meer is as selfs die uitdaging wat jy nou mee stoei. En dat hy selfs hierdie ding wat nou so onplesierig en sleg is, dat hy dit gaan gebruik om niets oop te sluit. Vir jou. Kom ons hou moed. Kom ons hou aan bid. Kom ons hou ons oë oop vir die wonderwerke. Kom ons bid saam. Magtige Here, dit sou darmal makliker gewees het as U ons net gered het van ons omstandighede. As ons kon bid en dit bedoel en gevra het, Here, geef ons die geld wat ons nodig het, geef ons die werk wat ons nodig het, geef ons die gesondheid wat ons nodig het, geef ons asseblief die tyd wat ons nodig het. En dat U dit vir ons kon gee. Dit sou soveel makliker gewees het as U soos 'n towerstaffie was wat ons kon swaai en kon vra vir goed en ons kry dit net as ons dit bedoel het. Maar Here, dis nie hoe dit werk met U nie. Want wanneer U na ons kyk, kyk U nie in ons probleme vas nie. U sien meer, dat ons meer is as selfs ons omstandighede. U sien die potensiaal wat daar is in ons. U voel ons pyn en ons sekerheid. U ken dit ook. U het self gebid vir daai lydingsbeker om verby te gaan. Maar Here, U sluit deure oop vir ons. U gee geleenthede vir ons wat ons nie eers voor kan vra nie. Wat ons nie eers voor uitkyk nie. U maak ons lewens groter en meer as selfs dit wat ons voorhoop. So wanneer ons deur hierdie duisternis gaan, deur die dal van doodskaduwee van die onsekerheid, wees asseblief ons herder wat vir ons net die versekering gee, dat maak nie saak wat ons nou deurgaan nie. Ons is op pad na 'n feesmaal toe. U gaan selfs ons donkerte en ons duisternis en ons foute gebruik om iets groters oop te sluit vir ons. So help ons asseblief, Here, om gereed te wees vir wanneer U opdaag, en dat ons U sal sien. In naam bid ons dit saam. Amen. So julle sal met my asseblief staan en dan sing ons saam as die vyeboom nie bot nie. Baie dankie. Lewer nie,
Al sou daar geen klein vee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder bees te wees, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n bok, hoë plekke laat hy my veilig loop. Die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n bok, hoë plekke laat hy my veilig loop. Sou die vyf van my bok nie, en daar geen drywe aan die wingerde wees, al sou die olyfoes misluk, en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen klein vee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder bees te wees, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n bok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n bok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Mag jy sien dat die Here saam met jou is. Selfs al voel dit daar's nie uitkoms nie. Selfs al voel dit of jy nou al 300 jaar 'n slaaf is in Egipte, en dinge nie beter word nie. Mag jy sien dat hy saam met jou is. En op die uitkyk is vir dinge wat groter is as wat jy vervra. Amen. Baie dankie. So, as vandag jou eerste keer hier is, of die eerste keer is wat jy inskakel, ons kop gewoonlik die week af, nie net met 'n stukkie die Bybel uit, wat ons saam praat oor God en sy liefde en sy teenwoordigheid nie, maar ook om vir mekaar self saam te bid. En gewoonlik skryf Alida dit vir ons neer, maar sy verjaar Woensdag, en Pauline het Vrydag verjaar. Geluk Pauline. En so sy's nie hier nie. So ek wil vra, sal iemand, wie het 'n potlood of ietsie naby? Dankie, Pauline, gaan jy sommer neerskryf. Die idee is, daar sit so 'n voorbereidinggroepie ook, en dan deel ons met mekaar net waarvoor ons bid, en vir wie ons voorbid, en dan dra ons mekaar ook so op in gebed in die week. So ek wil dit graag afskop vandag, met twee goeders, en die eerste een is, Pieter Steenekamp, Pieter en sy gesin is deur 'n rowwe tyd die laaste jaar of wat, en hy het groot stories met sy darmes gehad, met operasies wat op die einde van die dag baie gevaarlik was, en hy sou nou in Augustus gegaan het vir 'n hele darmoperasie om goeders te herstel en reg te skuif en wie alles. En dit het so uitgewerk dat hy moes vroeër teruggaan vir 'n operasie. En dit was nou nogal 'n groot en 'n moeilike ding gewees, en hy is gisteroggend is hy geopereer. 'n hele maand vroeër as wat hy sou gaan. En ek wil vra, Nerie, sy vrou sê dit is 'n lang en 'n langer operasie, moeiliker operasie, maar laas wat ek gehoor het gesê, dit het baie goed gegaan. Maar ek wil vra of julle saam asseblief sal bid vir Pieter en vir Nerie en vir hulle kinders, asseblief. Dis 'n moeilike ene, en ek weet dit swaar op ou se kinders ook, as daar soveel onsekerheid is oor jou pa. So asseblief, dink aan die kinders ook, asseblief. Dankie Dion, dat julle so saam met, wie gaan nog saam met my bid daarvoor, asseblief? Baie dankie julle. En dan die tweede ene wat ek wil vra is ook Pieter, maar dis Pieter van Rooyen, vir June en Pieter van Rooyen. Nou, Pieter is seker so voor COVID, so 'n paar jaar terug is hy met leukemia gediagnoseer, en hy moes gaan vir 'n klomp goeders, vir behandeling, maar in die week, Dinsdag, is hy weer opgeneem in Corbett Hospitaal. So Pieter van Rooyen opgeneem in Corbett Hospitaal, en daar's 'n hele ding met sy bene waar daar cellulitis is, wat
infeksie en al hierdie goeters is, en hy is op antibiotika, maar hulle het gesien, daar's iets fout, die oomblik toe hy Dinsdag so die mekaar was en die huis begin skuif het, en het kom hulle agter die iets fout. So, ek wil vra, ek gaan nou gou na kerk, wil ek gou weer by daai Pieter ook 'n draai maak, en ek wil vra, kan ek vir hulle sê, julle sal saam bid ook vir hulle asseblief. Wie sal saam my vir die Van Rooyens ook bid? Baie dankie. So die rede kom ons 'n kersie aansteek is net om ons te herinner dat die kleinste lig ook die duisternis wegdryf. So, selfs in ons donkerte is daai gebed daar om ons te lei, te help. Vir wie bid julle op die oomblik? Vir wie kan ons saam bid en dink? Marlies? Jy sê niks nie, Kobus. Ja, Marlies, vanat ons asseblief vir 2 goeters bid. Kobus het tannie Beatrix wat op die oomblik COVID het en baie siek is. En ek dink almal van ons weet as jy weet met hoe trek hy jou plat, asseblief kom ons dink asseblief gebed aan haar. En dan gaan Kobus Woensdag ook spesialist toe vir sy skouer. As ons asseblief vir hom ook kan bid. Wie sal saam met my asseblief vir hulle dink, aan hulle dink en vir hulle bid. Baie dankie. Vir wie bid julle nog en waarvoor kan ons vir die Here vra vir hulp? Doen hy dit nou ook? Julle, ek wil net, Dion het so rukkie terug het hy gegaan vir sy carpal tunnel operasies in sy hande, en sy tweelingbroer Marius gaan nou môre ook. Dion sê hy is maar bietjie jaloers, hy wil ook nou, maar ek weet, ja, vir dit eers sê nie, maar ek weet, enigiets wat hy oor ingaan, dat hy maar gebed nodig vir. Kan ons asseblief vir Marius bid, en ook vir die herstel, vir Marius en Marie, wie sal saam met my? Baie dankie. Asseblief sê vir hom ook ons bid saam, hoor. Vir wie bid julle nog? Seker iemand gaan nou sê die skool weer begin. Ja, ja, die skole begin weer nou Dinsdag, so sterkte vir al die onderwysers. Sy is so bly die skool begin, sy speel sommer vir ons iets, nee. So nou is 'n onderwyser, so ek weet nie of dit sy bly is vir die ander kinders of ek is bly om 'n bietjie breek te kry vir my eie. Ja, dis is hy ou storie wat as jy jou kinders by die skool aflaai en jy dink soos, ek gaan hulle so mis vandag. En dan besef jy, maar as hulle by die huis was, sou jy hulle nooit kon mis nie. Want hulle is daar. Maar ja, kom ons dink asseblief die laaste kwartaal ook aan almal wat daaraan gaan en ek wil vra, ek het vanoggend vroeg opgestaan om reg te maak vir vandag. En dit was nogal koud. En ek weet môre is nog kouer. En terwyl ek dan sit en koud kry toe vanoggend by die studeerkamer, toe dink ek aan, ek het 'n huis met 'n dak en heatertjie en al die goeders. En baie mense het. So julle sal met my net dink en bid vir almal wat blootgestel is in die koue. Asseblief. En dan wil ek afsluit, as daar nog iets is, ek gaan nog 'n keer vra, maar ek wil graag met julle net 'n storieetjie deel. Iets wat hierdie week ook op my pad gekom het. Is Sonja en Johan wat in die gemeente is, nooi my om by hulle huis te kom kuier vinnig Vrydag 4:00. En toe ek aankom, toe is daar 'n ander ou besig om sop en brood te eet. En die ou se naam is Paul. So 'n paar sondae terug toe ek Psalm 46 gepreek het van hoe God 'n ou tuis te gee en stabiliteit gee in 'n wêreld wat skommel. Toe hulle by die huis kom, toe is ou Paul daar besig om te vra vir geld of vir kos. En toe hulle met hom begin praat, toe is daar een van 'n koneksie en hulle voel toe hierso is die Here vra iets anderste. En op die ouend, hulle het aanvanklik vir Paul buite kos gegee en later toe hulle sien hy is nie daar om moeilikheid te maak, het hulle vir hom ook ingenooi in hulle huis in. En toe sit ek en Sonja en Johan en Paul om die tafel en praat. En ons praat so en ek kom agter, maar
hier is 'n ou wat al ander paai in die lewe gestap het, wat al foute gemaak het, wat al tronk toe is, wat 'n klomp goeters het. Maar dis iemand vir wie die Here lief is. En Sonja en Johan het dit reg gekry om dit reg raak te sien. En die ironie is, in daai oomblik wat hulle dit in hom raak gesien het, vertel hulle my, was Paul die enige gewees wat ook in hulle omstandighede vir hulle die boodskap gegee het. Dat die uitdagings wat hulle by die werk het en omstandighede is, dat hulle moet net onthou, God sorg vir 'n mens. En hulle bel my toe, dis hoekom hulle my genooi het, is want nie omdat hulle vir Paul gehelp het nie, maar omdat hulle vir Paul ietsie gegee het om te eet, en Paul hulle op die ouend geestelik gehelp het. Hulle sê hy is soos 'n engel wat gestuur is met die regte boodskap op die regte tyd. Iets wat hulle al twee nodig gehad het. So, ek vra toe vir Paul, is daar enigiets wat hy ou kan doen vir hom, en hy sê natuurlik, ons net vir hom saam met hom bid, vir sy omstandighede en alles, en dis dit. Hy is gelukkig om te sukkel en te bedel, en hy besef nou dat van huis tot huis waar hy gaan om te vra, is hy nie net daar om iets te kry nie, maar om iets te gee. Om selfs daar waar hy iets gaan haal, is hy besig om ook 'n getuienis te gee vir mense, dat die Here ook vir hulle sal kyk. Toe ek later met Sonja hulle praat, toe sê hulle ook, die arme man het 'n matrassie nodig, en dalk 'n tafeltjie en 'n stoel, en vir sy bed, ietsie, hy bly in 'n klein plekkie waar hy, maar hulle sê, hulle sal sorg vir dit alles, maar as daar dalk iemand is wat 'n klein lesenaartjie, of 'n tafeltjie, of 'n stoel het, of iets, ek weet nie presies hoe sy omstandighede lyk nie, maar as jy dalk iets oorbodig het, WhatsApp my asseblief. Ek dink nie dis wat ek dink nie dis wat hy nodig het nie, ek dink hy het die Here nodig, en dis wat hy dien, maar as ons iemand anders se lewe 'n bietjie makliker kan maak, dan ons kan. Maar ek dink wat ek hier uit geleer het, die getuienis wat ek wil deel is die Here maak baie keer goeders oop wat jy nie verwag nie, uit oorde wat jy nie gesien het nie. So, moenie blind wees vir die goed wat God doen, want hy is 'n persoonlike God wat nog steeds besig is elke dag. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Here, baie dankie dat ons vandag net ons vrese, ons bekommernisse, ons stres en ons dankbaarheid by U kan kom neersit. Ek kan weet U is die een wat verstaan. U was self mens gewees, U weet, U verstaan ons, U ken dit. En help ons asseblief met hierdie week, met al die onsekerhede, al die storms, al die verdrukking, al die moeilikheid wat daar ook in ons lewens is. En as dit U wil is, Here, gee ons asseblief uitkoms daar. Red ons vir ons omstandighede. Maar dankie Here dat ten spyte daarvan U ons sal red in ons omstandighede. Dat U saam met ons sal wees. Op maniere wat ons baie keer nie sal voorspel nie. Wees asseblief saam met almal vir wie ons gebid het. Wees asseblief saam met ons kinders in ons land. Wees asseblief saam met almal. En help ons om U vingerafdrukke raak te sien. En dan bid ons dit saam. Amen.